90.5. Fransje van Cooke en Zaan Sonnekus met almal beklei op Groot FM 90.5. Ek was eendag by Van Cooke en vriende toe ek letterlik gesien het hoe Fransje vir Zaan probeer optel het en per ongeluk is 'n oepsie gehad het op die verhoog en toe het Zaan agteroor geval en toe Zaan Sonnekus se akrobaat. Hulle het ten minste nie beklei nie. 20 minute oor 8. En ons gaan 'n alt fokus van formate hê vanaand. Nou, 'n paar weke gelede, letterlik maar net 'n paar, het ek hierdie fantastiese mens op Zoom gehad en ons het oor 'n nuwe musiek gesels, spesifiek Boesmanland Melkweg wat hy saam gekombineer het met Chris van Biljon. Hy het toegesê hulle het nog nooit eers ontmoet nie. Nou, ek het hom spesiaal vanaand ingebring net om seker te maak of hulle al ten minste al 'n koffie gedrink het en dan kan hy maar ry. Almero, hoe gaan dit? Dit gaan baie goed, dankie. Hoorie, so het jy en Chris al ontmoet? Nee. So jy sê vir my, ek is voor hierdie mens. Jy is. Okay, ek voel baie belangrik op hierdie oomblik. Verskriklik baie dankie dat jy al die pad fokus toe gekom het. Dit is 'n groot plesier. Jy is vanaand se hoof fokus en met 'n baie groot doel. Ek dink nie daar is genoeg tyd in hierdie uur vir alles wat ek wil oor praat. Vir alles wat ek wil speel nie, so beteken maar net ek gaan maar weer moet terugkom. Dit enige tyd. Ek mis enige tyd my dogtertjie se badtyd vir hierdie. Ag, shame, is dit maar 'n bietjie meer van 'n konsternasie. Nee, dit is eintlik baie lekker. Almal en alles is net nat. Ja. Ja, jy sien. Kom jy stort maar saam. Daar's geen ander manier nie. Maar net jou loefa sommer uitkry. Luister, so baie in die lewe het al gebeur vandat ek dink ek en jy het in 2023 vir die heel eerste keer gesels. Jy het pa geword. Ek het. My goodness. Kom ons vertel net gou-gou, hoe's daai ervaring van die groot mens lewe? Klink asof ek sukkel om dit te beantwoord. Nee, dit is, ek dink baie mense sê jou lewe verander, maar ek dink nie jou lewe verander nie, dit raak net soveel breër en wyer en dieper en al daai dinge, maar ook heel wat meer besig en ek kan nie dink wat ek met al my tyd gedoen het voor ek pa geword het nie. Nee? Ek kan nie dink dat ek nie 600 albums geskryf het nie. Wat het ek gedoen met my tyd? Maar in 'n geval, nou het ek dit nie meer nie. So. Wel, nou vind ons maar plekkie om dit te skryf en so. Ja. Dis amazing hoe 'n mens se lewe kan verander, maar die lesse wat 'n mens ook daarin leer is ook fantasties. Hoeveel van dit het al oorgeborrel na jou kreatiewe kant? Ek moet sê ek het bietjie gewonder of dit gaan gebeur. Ek wil nou nie in 'n kliseë gaan trap om 'n album uit te bring wat net oor pa wees gaan. Hierdie gaan oor my dogter. Dankie. My dogter, ja. Maar ja, ons het 'n ingewikkelde paadjie gestap met die swangerskap en die geboorte ook self en ja, so daaruit het definitief bietjie oorgekook na die kreatiewe wêreld toe en die nuwe album wat nou uitkom in November het ek so as sprus bymekaar gehou. Dit voel vir my ek net aanhou skryf oor die ervaring en ek wil graag dit uitbring en vrystel en oor nuwe goed kan skryf. Ja. Want ja, dit mens skryf maar om dinge te verwerk, ek doen altans. En daar was baie om te verwerk, so ek hoop as ek dit nou saam sit en vir die mense gee dan sit nou daar. Dan kan ek aangaan. Dan kan jy gou-gou na badtyd toe en sulke dinge, ja. Ek onthou presies waar ek was toe ek jou sosiale media gesien het van hierdie pragtige nuus, want julle dit soos ek gesê het, jy het ook baie stil gehou met alles wat agter die skerms gebeur het. Ek was in hierdie stoel, die einste ene by Groot FM, nie op my foon tydens werksure nie. Natuurlik nie. Ek het net navorsing gedoen vir my program en ek onthou nog dat ek selfs, hoorie so, of jy dit nou wou gehad het of nie, jou dogtertjie se geboorte het radio gemaak. Is dit? Ag, wonderlik. Ek het letterlik gegaan, ek sê van, hierdie is fantasties, ek moet dit deel en ek sê van, Almero het pa geword en dit is maar net ook 'n verskoning om Almero te speel op Weekstaal Vibes en op Groot FM. Maar ja, dit was nogals ook so vulnerable, so kwesbaar van jou om letterlik, nou nie alles nie, maar so vir ons te vertel wat alles agter die skerms gebeur het. So ek kan net dink jy kan net wag om dit nou net gou uit te kry en asem te haal. Ja, as mens ouer word oor die algemeen dink ek dit raak so half jou hele lewe. Soos wat dit moet en as daar komplikasies is met die swangerskap en ons het op het so in die stadium in die swangerskap gedink ons gaan
die baba verloor. En dit raak net jou totale realiteit. Jy kan aan niks anders dink of eintlik wees nie. So dit was en ek het actually gehuiwer of ek moet deel daaroor. Ja. Nou het ek nie 'n keuse nie, want die musiek dink ek kort konteks om in te leef. Ja. So ek wil graag die storie daarvan vertel en die storie het op die einde 'n gelukkige einde. Sy's perdfris, verskriklik besig en gesond. Persoonlikheid van haar eie al klaar. Definitief. So ja, dit nou is dit 'n voorreg om die storie te kan vertel. Ek verheug myself daarin om te kan sê waar ons is, maar ook nou waar ons nou is. Waar ons gaan. Ja. En ek kan nie wag, ek dink in November die konteks wat ons skep en dan die wag ook, daai suspense wat 'n mens mos nou ook insit van okay, ons hoor hierdie, maar okay, nou wil ons hoor waaroor dit alles gaan het. So alles werk so perfek uit op die ou einde van die dag. En dan wanneer dit ook kom soos by jou musiek, nou jy sê jy trek altyd inspirasie van eerlike plekke af en van ervaring af. En net om terug te gaan vir enigiemand wat nou nog nie die podcast geluister hom, van Boesmanland Melkweg nie. Dit was ook vir jou 'n anderste manier om te gaan en iemand anders se ervaring in jou oë in te sit en dan daarso ook ervaring uit te trek. Nou, is daar baie van die wat ons nog van jou af kan verwag of gaan jy 'n breek vat van ander se ervarings en maar net gou oor joune se? Ja, vir nou, die album kom in November uit wat totaal en al oorspronklike musiek is. Maar ek is nou besig om saam met my broer te werk aan Een keer om die son seisoen 2 se musiek wat weer 'n totale ander speletjie is, wil ek sê. Speletjie want dit is verskriklik lekker. En dit is weer nie my storie nie. Dit is 'n fiksie verhaal, maar waarvoor ek musiek moet skep en ek skryf weer vir elke episode 'n oorspronklike liedjie uit die tekste uit. Wat vir my so lekker is om ek skryf die afgelope jaar aan hierdie album en dit is my totale werklikheid in elke dag. En nou is dit lekker om weer 'n bietjie oor karakters wat nie regtig bestaan te skryf nie. Ja. En dis ook 'n definitiewe diep storie en 'n waardevolle storie, maar dis lekker om aan die einde van die dag nie oor jouself ook te skryf nie. Mens kry 'n bietjie meer vryheid oor wat jy wil deel en ja, is net lekker om jou verbeelding te gebruik in daai opsig oor waar hierdie karakters gaan. En jy gaan ook nie mense kry wat jy bel en sê, is dit die liedjie oor my? Het jy nou regtig gaan staan en ons ervarings, het jy dit al gekry in jou lewe waar mense jou WhatsApp of bel en sê, ek weet wat jy gedoen het? Nee, ek dink baie liedjies gaan oor my vrou en sy het my al gekry ondervraag. Okay. En my ma is nogal lief daarvoor om te vra wat die storie agter die liedjie is. Maar niemand het my al bygeloop en beskuldig dat ek hulle als op die lappe bring, maar ja, ek twyfel actually nogal heelwat elke keer as ek 'n nuwe album uitbring, hoeveel moet ek deel? Met die vorige album ook, omdat al so half naby aan my is maar 'n ingewikkelde proses om te navigeer. Daar's ook soveel mense wat oor jou pad gekom het saam met wie jy ook begin skryf het, nie net Chris nou so onlangs nie, maar Karlien van Jaarsveld is ook een van die mense wat jy 'n fantastiese projek mee aangepak het. Kom ons unpack gou daai ene wat jy aangepak het gou. Ja. Die een tune wat ek love om te speel is die son se oopgeverd. My genigtig mens. Wat was die visie en missie agter al hierdie? Die liedjie het so half, ons het dit gedoen tydens die Karavaan Klankbaan, wat so half 'n kort reeks is wat ons op YouTube vrygestel het, wat ons in 'n karavaan kampeer waar 'n bietjie omskep het in 'n studio en saam met kunstenaars gereis het en musiek opgeneem het en geskryf het ook. En sy was die eerste gas. Ons almal was lekker op ons senuwees. Maar ja, dit was so 'n wonderlike ontmoeting saam met haar. Net hoe vrygewig sy is en dit wat sy na die tafel toe bring in so 'n proses. Sy het regtig boots en al ingeklim en ja, verstommend hoeveel mense by haar kan leer. En die liedjie is so half gebore uit ons ontmoeting daar in die karavaan. Sy het gevoel dat as mense mekaar ontmoet en jy verwag nie veel van mekaar. Jy laat toe dat die ander persoon is wie hulle is. Dan raak dit 'n heilige ontmoeting en dis so 'n bietjie waar
waaroor die liedjie gaan. Ek moet sê intussen het ons al 'n paar keer saamgewerk en sy feature ook op die album wat in November kom, maar ek gaan nie te veel daaroor sê. Okay, jy hoef nie te veel te sê nie, dit is regtig genoeg. Ek het wel net 'n inside wenk gekry dat ek bietjie later vanaand of nou my eksklusief op Groot FM knoppie kan gebruik, so dit maak my gelukkig. Maar een plek waar ek regtig ook begin besef het van hoe jou skryfwerk my aanraak was Brein met 'n blou kol. Jy het 'n launch gehad en dit was amper soos van 'n hele ontleding talk session, question and answer. Pietie Beyers was daar en dit was regtig net daai vraag en antwoord en ek wou so graag my hand opgesteek het, nê, en 'n vraag gevra het, maar toe was ek ook nog so bang en geïntimideer dat ek nie wou nie. So ek gaan nou my hand opsteek en kan ek 'n vraagie vra voordat ek Brein met 'n blou kol gaan speel. Hoe kry jy dit reg? Vraagteken, maar ook nee. As ek nou jou musiek luister, voel dit amper of soveel emosie in dit ingepak is. Soos, dit voel of jy vir 60 jaar en 60 nagte amper, 60 jaar en die 60 nagte, hartseer gevoel het. En dan weer geluk gevoel het. Dit voel of jy, as ek moet skryf en jy skryf, dink ek gaan regtig vir 60 jaar en 60 nagte deur baie somber moet gaan en dan weer baie geluk moet gaan, om net die woorde te vind. Maar dit is 100% nie so dat jy so lank in 'n donker gat of so lank in die son sit nie, maar hoe kry jy dit reg om so intiem oor 'n gevoel te skryf? Dankie, dit is 'n wonderlike kompliment. Ek koester dit. Dit is musiek is definitief vir my 'n heilige manier om myself uit te druk. Ek dink dit speel so 'n groot rol in mense se lewens dat ek voel daar's 'n verantwoordelikheid in, nie om nou soos 'n pliggie te klink nie, maar ek voel daar's 'n verantwoordelikheid met dit wat ons sê in daai 3,5 minute. En ek probeer moeite doen om bietjie te gaan krap wat dit is wat ek regtig wil sê, maar dis ook so magical om musiek te maak. Ek kan helfte van dit nie beskryf nie, omdat dit gebore word uit hierdie ingewikkelde wêreld waarin ons leef, maar ook die binnewêreld van elke persoon. En baie mense sal dit, maar hulle is te onnoosel om musiek te maak of iets te. Ons is so ingewikkeld aan mekaar gesit. Ek dink net die emosies wat in elke mens aangaan is buite die feit dat dit diep en waardevol is ek net elke keer verstom oor die breedheid wat ons kan voel op hierdie aarde. En ek voel is so bietjie my stokperdjie pret om te gaan kyk hoeveel van daai emosies ek kan insit in musiek en ja. So met Brein met 'n blou kol, as jy een emosie moet uitlig wat jy graag wil hê iemand moet voel as hulle dit luister, wat sal dit vir jou wees? Daai ingewikkelde emosie van om te voel jy gaan deur 'n ingewikkelde tyd en 'n worsteling tydperk, maar jy wil nie hê die mense om jou moet te bekommerd raak nie. Okay, ons worstel so bietjie. Ons is so bietjie ingewikkeld, maar moenie bekommer nie. Ons weet daar's lig aan die einde van die tonnel. Yes, presies dit, ja. Ons is nou weer terug met Almaro. Nou, hier's Almaro op Groot FM 90.5. Die hoof fokus vir vanaand se alt fokus. So, die album kom nou al in November uit. Het ons al nou 'n naam of het jy gesukkel met die naam? Worstel jy nog met 'n naam? Kan ons hom al pre-save? Hy kan nog nie gepre-save word nie. Hy het darem al 'n titel. Die titel van die album was so al van die begin af daar. Dit is 'n, ek hoop dit maak sin as ek dit sê, maar is 'n tematiese album. So dis 'n album wat begin tot einde oor 'n tema gaan en so 'n bietjie van 'n storie vertel. Dis die tipe albums wat ek geniet om te luister, om van begin tot einde te luister. En die album se naam is Die Kamer. Okay. En die Babakamer. die Babakamer is die bonus album wat 'n bietjie later uitkom. Die deluxe weergawe. Ja, die titel is Die Kamer. Dit gaan so 'n bietjie oor, ek het van die begin af geweet ek wil skryf oor die kamer, en die kamer vir my is toe ons tydens die swangerskap gedink het ons gaan die baba verloor, het dit vir my gevoel daar gaan 'n kamer oop binne my wat voorheen nie daar was, en die kamer is rou, verlies, dood, al daai tipe goed, en ons was in daai kamer vir 'n hele rukkie, en toe sy
gesond gebore is dit amper asof ons gaan, oh my hel, nou wat nou? Die kamer is nou oop. En baie mense het gevoel, maar jy moet nou dankbaar wees, sy lewe, en ons het nog so 'n bietjie gesukkel met die ons dink sy gaan doodgaan. Ja. Dis so 'n bietjie waar die album gaan, is om in daai kamer in te gaan, al voel jy nie noodwendig jy toestemming nie, al voel jy nie jy's ingenooi of jy hoor dan die kamer se klub nie. En ek dink baie mense, dis so baie mense wat voel hulle het nie toegang tot hulle seer nie, omdat hulle voel hulle moet dankbaar wees of als het goed uitgedraai op die einde van die dag. Ja. En ek hoop dit is wat mense daaruit kry, dat hulle kamers bietjie gaan verken. Dis beautiful. Ek dink in vandag se lewe ook, en ons het so 'n bietjie daaroor gepraat toe ek met jou gepraat het oor Chris, dat die wêreld is so gejaag dat 'n mens vergeet om te voel. 'n Mens vergeet om te verwerk. En dan wanneer jy iets voel of wanneer jy iets wil verwerk, dan dink jy by jouself, but I'm not worthy to feel this. Ek is nie die een wat huil nie. Ek is die een wat altyd vrolik is. So dit gaan vreemd wees vir mense om my te sien huil, al wil ek so graag huil. So wat doen ons? Ons maak hy kamer deur toe. Lekker styf toe, ja. Nou soos van ons mag nie huil nie, want niemand het my ooit gesien huil nie, so dis nie 'n eienskap van my nie. En op die einde van die dag is dit juist daai kamers wat toestaan wat ons lewe op die einde 'n bietjie regeer en eintlik beheer oor ons het. So ek voel dit is baie belangrik om in die kamer in te gaan en 'n bietjie die besem uit te ruk en hom uit te vee. Ek kan nie wag sodat ons ek dink ek nie 'n kamers nie, ek het vertrekke. So ek dink ek gaan maar 'n paar keer daai album moet luister om al die vertrekke te kan skoon kry. Okay. Maar voordat ons daarby uitkom, jy het 'n gitaar in die hand, jy maak vir my kinderlik opgewonde daarmee. Waarmee skop ons af vir hierdie hooffokus? Ek is 'n liedjie wat baie na in my hart is. Dis nie een van my liedjies nie. Dit is eintlik die enigste cover wat ek ooit doen. Ek het die liedjie gehoor in matriek en dadelik geweet dis wat ek wil doen. Ek weet dis hoe dit moet lyk wat ek wil doen en dis hoe dit moet klink wat ek wil doen. Ja, die liedjie se naam is ek doen dit nou, ja. Is Bitterbessie Dagbreek van Chris Chameleon. Gat. Bitterbessie dagbreek, bitterbessie son. Spieël het gebreek tussen my en haar. Soek ek na die groot pad om daar langs te draf. Oral draai die paadjies van haar woorde af. Echo is geen antwoord sy alom. Bitterbessie dagbreek, bitterbessie son. Bitterbessie son. In dinne bos herinnering, dinne bos vergeet. Ek ook verdwaal, trap ek in my leed. En papegaai bond echo, kierang my. Totdat ek bedroog, weer die kogel kry. En echo is geen antwoord sy alom. Bitterbessie dagbreek, bitterbessie son. Bitterbessie son. Bitterbessie son. Bitterbessie dagbreek. Gaan in stilte sit vir die res van die ons. Beautiful. Luister, ek kan verstaan hoekom enigiemand wat dit hoor, hulle eie loopbaan wil begin. Nou ek kan verstaan as enigiemand vanaand hierdie hoor, hulle eie loopbaan gaan wil begin. Well done. Almero op Groot FM 90.5. Nou, dit was matriek vir jou. Dit was vir jou die ding van, okay, ek het my eie vision, maar nou sien ek eintlik hoe dit ook op stage gaan lyk. Hoe het jy dit toe reg gekry om dit toe
op 'n mikrofoon te gaan sit. Eintlik agter 'n mikrofoon, moenie op hom sit nie. Jy kan wat ook al werk vir jou. Dis 'n goeie vraag. Ek dink nie ek is gereeld nogal bewus van die feit dat ek nooit 'n doelbewuste keuse gemaak het om 'n loopbaan nie uit te maak nie. Ek dink dit begin as passie, iets wat ek ongelooflik geniet om te doen, maar nie iets wat ek gedink het moet doen my gaan onderhou nie. Ja. Soms doen dit nog steeds nie, maar die sneeubal wat gevorm het rondom die een besluit om net musiek te begin maak, dink ek is wonderlik en ek dink dit is iets wat my, as daar nou mense is al buite wat wonder wat hulle wil doen eendag, is my heel eerste antwoord altyd wat ook al vir jou lekker is. Op een of ander manier gaan dit sneeubal tot iets wat 'n loopbaan is en ek dink dit is so belangrik op die einde van die dag. Mens bou 'n lewe rondom dit wat jy geniet. Anders, wat het jy? Hoekom doen ons dit dan? Dit Ja. is so ek wil nie enigstens ek weet dit is throwback Thursdays, nee, maar ek het nou klaar vanaand gesê ek gaan nie ons laat oud voel nie, ek gaan ons net nostalgies voel. So watter jaar was daai vir jou? Wat se jaar was matriek vir jou? Ek kan nie daarvan om dit te beantwoord nie. Mens kry of mense wat verstom is oor jy jonk is of dink jy's oud. Dit was 2015. So is nou Okay. amper presies 10 jaar. Dis okay. Myne was Terug. 2016. Kyk daar. Woe. Okay, wonderlik. As ek nie 'n baard het nie, dan dink mense ek is nog op hoërskool. So ek is maar versigtig om dit te sê. Jy's 'n shapeshifter. Ja. Maar die rede hoekom ek dit vra is want ek het twee liedjies voor my vanaand wat ek graag wil hê. Ek gaan net die name daarvan sê en dan wil ek graag hê die heel eerste herinnering wat vir jou oppop, moet jy net hardop sê. Jy mag nie dink nie, jy moet net voel. Okay. Ons gaan na het hom uitgebring in 2016 die musiekvideo 4 vas. Ek het 'n verskriklike lelike blou bril aan in die musiekvideo. My brilraam is baie blou en ek het op daai stadium gedink dit Skool. die mense gaan my hier aan uitken. En hulle het seker maar nie op die positiewe manier nie. Ja. Het jy 'n bietjie feedback gekry oor daai blou bril dat hy vir jou My nou vrou so is lief voor om my te spot nou vir twee dinge, die kleur van my bril en ook die feit dat ek 'n baie klein bolletjie gehad het in my hare. Albei daai is intussen laat vaar. I mean, brein met 'n blou kol of brein met 'n blou bril? Blou bril. Daai een. Ja. Hoor jy so? En dan vat ons om 2 jaar later, 2018, Monochromie. Ons het die musiekvideo op 'n dak geskiet in 'n gebou in die hartjie van Johannesburg. Baie scary ervaring om parkering te soek. 4 dae opgekry. Dit is actually, die plek se naam was Propstars. Ek weet nie of hulle nog steeds bestaan nie, maar hulle het 'n basies 6 verdiepings vol filmprops. Oh wow. En daar was 'n enorme industrial size lift wat jou na die dak toe vat. Okay. So En ek het menigte kere amper 'n paniekaanval gehad oor die lift, ek want kan dink. dit was maar hy maak maar vreemde geluide as jy op en af gaan, ja. Ek kan net imagine. So dis baie moeilik om te vra wanneer dit kom by ervaring en wanneer dit kom by musiek, watter een lê na in jou hart. Maar as jy nou moes kies, nê? Watter ene lê in jou hart waar jy sê as ek hierdie storie vir iemand kan vertel om die heel eerste keer my te ontmoet met my musiek, dis die een wat ek sal voorlê. Sjoe, dis 'n moeilike vraag. Ek weet nie, ons raak diep op 'n 8:45. Ek weet nie, ek dink mens verander so, elke album of elke liedjie wat ek uitbring voel is so of die nuutste weergawe van my. En alhoewel dinge verseker dieselfde bly binne my, hoop ek. Dink ek die musiek waar ek nou aan gewerk het, die nuwe album is baie teenwoordig tans in my lewe. Dit wat ek geskryf het is definitief iets wat op die oomblik top of mind is en dinge is wat ek probeer onthou en probeer in my lewe inwerk. Maar vreemd genoeg ook as mens so 'n paar jaar terugkyk, die musiek wat ek toegeskryf het neem weer 'n nuwe betekenis aan. Daar's die tweede album wat ons vrygestel het, sy naam is Junie, het 'n klomp liedjies op wat so 'n nuwe betekenis vir my gekry het. En is nie vreeslik, die musiek is nie baie, hoe kan ek sê, kommersieel gewild nie. Maar die ervaring om dit te skep was, as ek nou terugkyk, 'n wonderlike ding om te onthou.
Wel, jy is hier so om te praat oor nuwe musiek, nie net om terug te kyk nie. Ons gaan nou amper fokus op 'n nuwe liedjie wat jy saam met Lucinda gemaak het, genaamd Disaster Time. Voor dan, die liedjie wat ek jou mee sal beskryf. Vind ek jou, Nou nie net is hy die talentvolle een in die familie nie, maar ek moet sê, ek hou nog steeds so van, is jy en jou broer nog okay om saam te werk? Ja, dat was... Dit is like hoe jy dit begin met 'n lag. Nee, ons is definitief, ons woon op dieselfde erf, so ons deel definitief die meeste dinge in die lewe. Water ook. Of as jy in Melville bly, die gebrek aan water. Sorry. Nee, ons werk definitief nog saam. Die album is een van die een wat ons nog sover die meeste alleen vervaardig het. Daar's min mense wat, omdat dit so 'n persoonlike ervaring is wat ek probeer deel. Ja, en hy maak nog al my musiekvideo's en neem al my foto's en is my emosionele gidsond. Ja. Het iemand al by jou probeer steel? Gwaps. Hy tans 'n vrou. Die tans klink nou asof hy dalk. Ek bedoel hy het 'n vrou. Hy het op die oomblik 'n vrou, vra by weer volgende week. En maar ek moet sê gelukkig is sy sy's lieflik, wonderlik en ons kom baie goed oor die weg en sy is net so kreatief en help ons met alles wat ons doen. So dit is baie lekker as die familie bietjie groter raak. Dis 'n familiebesigheid hierdie wat jy aan die gang hou hierso. Ja. Jy maak vir jou kinders se kinders, sy kinders se kinders se kinders. Nee, daar's 'n hele Daar's baie kinders wat jy nou gesê. Ek het net een, ek sien luister. Ek is die enigste kind, who knows. Maar ja, ek dink julle het nog ons 'n baie mooi toekoms vir hulle as hulle nie weet hoe om 'n besigheid in Suid-Afrika te skep nie. You've got them covered. Maar met hierdie wat julle so saamgewerk het, ek het my eksklusiewe knoppie hierso opgelaai. Vertel vir 'n bietjie meer van hierdie liedjie wat jy gesê het nog nie eens vrygestel is nie. Ja, hy kom nog nie uit nie, maar eers in November. Ons fokus eers op 'n ander liedjie. Maar ja, hierdie liedjie is een wat ek voel ek het dit geskryf omtrent laaste in die album en dit gaan van bietjie donker na lig. Beautiful. En dit is ook die liedjie wat Caroline van Jaarsveld op feature as die album uitkom. Sy is nou ongelukkig nie hier nie. Maar wel dat ek vir sê Karel ek grap. En ja, ek's baie opgewonde. Sy het actually die liedjie op Instagram gehoor. Ek het so 'n stukkie daarvan gepost en toe het sy gevra, kan sy asseblief saam sing op hierdie liedjie. Dit het haar geraak en iets wat ek sê het haar so 'n bietjie getref en ons het lekker gesels daaroor. En sy het ook ervaring waaroor sy openlik praat en dis een van die mense, sy en Lucinda is wat my laat voel het, hulle nooi my in hierdie kamer in van rou en verlies. Al is my kind nie dood nie en Caroline spesifiek het 'n stilgeboorte gehad. Maar tog het dit gevoel sy nooi my in die kamer in om te kan praat oor dit wat ek ervaar het. Al was die uitkoms nie dieselfde nie. So ek's verskriklik dankbaar vir daai gesprekke wat ons gehad het. Die liedjie se naam is Echo. Beautiful. En dit is al wat ek gaan sê vir nou. So kan ek met knoppie druk. Jy kan jou knoppie druk. Ek kan met knoppie druk. eksklusief op Groot FM 90.5. God het my vergeet in hierdie kamer. Gedink ek verstaan, maar ek is nie seker wat die plan was nie. En niemand wil my sê, ek wens God was bietjie nader steeds. Daar sal nie nog 'n dag in my lyf en pas nie. Geen stem wat my wil antwoord, geen skrif op hierdie mure. Is daar iets in hierdie stilte wat my wil kom leer? Vou my mond wyd, asem uit. Ek wens ek kon skree, ek wens ek kon ons weggee. Wens ek kon fluister en my lewe uitvee.
Ek wens ek kon jou in my arms neem. Ek wens God was bietjie nader steeds. Ons het narkies onder die wasgoedlyn. Is laat is winter, die verlede verloor syn. Loop verby die vloer waar ons laas keer was, saam met die Messias op 'n dubbelbed matras. Verlang na hom gesoek waar ek hom sou herken, maar ek hoor God in die echo van jou stem. Sê gou weer vir my kamer. Die liedjie. Ja. Echo. Nee, ja. ek weet ook nie meer wat aangaan in my lewe nie. Jy's diep in jou kamer. Ek is verlore in my kamer. Echo is wat dit is vir al hy eindig. Ek kan snaaks genoeg, ek kan 100% vir Carlien hoor op hierdie. Ek kan hoor hoekom julle so goed saam gaan werk op hierdie song. Echo nog nie uit nie, maar eksklusief tot knoppies gedruk en alles op Groot FM 90.5 met Alt Focus. Dit is beautiful, so vulnerable. Dankie. En ek kan nie wag om vir mense om te besef hoe baie dit gevat het om so kwesbaar te wees vir iets om net daar buite te sit vir ons nie. Ja, die skryf was maklik, maar die praat daaroor kom ek agter is 'n bietjie ingewikkeld om te Was dan baie tissues in studio tyd? Verbaasend genoeg nie. Okay. Ek voor studio tyd was daar baie tissues. Maar teen die tyd wat ek skryf oor iets en het ek dit so 'n bietjie, ek dink as ek dit klaar geskryf het, voel dit vir my ek het dit bietjie meer verwerk en ek het meer perspektief daaroor, ja. Ek kan regtig nie wag om nie soos die hele production agter dit ook te hoor nie. Voordat ons groet, ek kan nie glo hierdie uur het so vinnig verbygegaan nie. Daar's ook 'n beautiful song. Ongelukkig kon Sinna dit nou nie maak vanaand nie. Onaanvaarbaar doen beter. Ek grap. Sy se ma en sy het verantwoordelikhede en dit is 'n skoolaand. So Alt Focus is 'n bietjie te laat daarso vir ou liefste liriek. Maar Disaster Time saam met Lucinda. Wow. Ja, dit is definitief een van die liedjies wat ek voel meer kwesbaar is en ons het dit baie rou gehou, dis net klavier en ons wat sing. En 'n enorme voorreg dat Lucinda saam met my sing daarop. Ek het vir haar die liedjie aangestuur en gevra of sy in die album sal wil saam sing, omdat ek weer eens gevoel het in gesprekke wat ek met haar gehad het, nooi sy my in my eie kamer in. En die liedjie is die een wat sy by aanklank gevind het. Sy het haar eie reis en verhaal met swangerskap en komplikasies, maar ek dink die liedjie dit is net so, dit was definitief moeilik. Ons het dit in 1 dag rekord en die musiekvideo gedoen. En ons was so half in 'n bubble. Dit het vir my gevoel toe ons daar by die studio uitstap, daar's maande verby. En ek wil graag hê mense met die musiekvideo gaan kyk. Hy's vanaand uit. En die beeld wat ons geskep het, is ek baie trots op en deel 'n bietjie van my ervaring in die skryf hiervan. Ek kan nie wag ek het ook nog nie eers daai musiekvideo gekyk. Ek kan nie wag om dit te kyk nie. Ek kan regtig nie wag vir die hele album nie. Baie dankie dat jy jou journey en meeste van jou hart met ons gedeel het. Hoopelik eendag, nie net op 'n reendag nie, maar eendag gaan 'n mens besef hoe amazing is dit dat ons moet ook die verantwoordelikheid dra om te weet dat daar's vertroue in ons gesit om daai emosies te ontvang. En ek wil sê dankie dat jy die hoof fokus vanaand was. So sosiale media, Almaro Musiek, dis waar ons jou vind. Yes, ek deel daar alles en foto's van my dogter meestal. Die beste is toe jy op vakansie was en sy het elke dag uit 10 uit gery. Sê vir my asseblief jy gaan dit weer doen. Ek beplan juis 'n vakansie net vir dit.
Dit was die beste. Soos vandag was dit 'n 9 uit 10. Ons het in die sand gespeel, droomhuis geëet en ander dae sit dit 2 uit 10 want ek wou slaap en ma en pa wou nie slaap te by Sy was nogal krities, ek moet erken. Ja. Haar ratings is nogal rof. Wel, ek kan nie wag vir daardie en die hele family package weer nie. Om af te sluit vanaand en om oor te gee, is dit Almaro en Lucinda met Disaster Time. So, ek sê dit altyd om dit af te sluit en jy gaan dit maar net weer moet hoor. Elke keer as jy kan kyk, gaan jy maar weer moet hoor. Wees 'n fees, wees 'n vibe en vir ewig en altyd, wees net jouself. Groot FM 90.5